Om iets dat ons weer kan terugverwys na hierdie opname. Daar is as ek maar net gesê, paar Zoom-reels. U ken dit almal, ons is al so vertroud met Zoom. Bly maar gemute, dat ons nie 'n steurnis veroorsaak nie. U kan vra hier in die chatbox, jy kan dit daar doen en daar dalk skryf as jy 'n vraag of twee het, wat ek graag wil aangespreek het. Ek sal vir Nicoline help om daarmee te kyk, dat ons daarmee bybly. En dan wanneer jy 'n spreekbeurt wil hê of 'n saak wil stel, steek maar die hand op. Jy weet hier onder by Zoom is daar 'n ding wat sê raise hand, steek hom op. En dan sal ek, soos wat hulle opkom, sal ek die mense maar geleentheid bied om die vrae te beantwoord. Ons agenda vanaand is nie lank nie, uitgebreid nie, soos ek sê, ek maak verskoning vir Dominic Gerard Stols, hy laat weet dat hy ongesteld is vanaand, ding wat hom skielik oorval het vanmiddag, so hy maak verskoning, mevrou Nicoline Cordier van die sy is die assistent direkteur by Rata, maar sy gaan nou self vir u sê wie sy is en wat sy doen, en hoe sy inpas by Rata. Sy was voorheen by Klerksdorp as programbestuurder, oor al haar kwalifikasies, en die gaan ek nie uitwy nie. Al wat ek kan sê is, dis 'n slim vrou met maatskaplike werk hierdie. Luister maar aandagtig. En dan sal ons weer 'n bietjie teruggaan na vraatyd toe, wat ek self hanteer, en ek kan sien ek is tesourier by Rata. En dan aan die einde Dr. Martin van Rensburg, hy is die sekretaris by Rata, maar hy is ook 'n lid van die ADV-kommissie. Sal ons die afsluiting waarneem. So kom, ek gaan vra Nicoline, wil jy share, of kan ek maar aangaan as jy net sê, as ek moet aanskuif vir die share? Andries, jy is welkom om aan te gaan. Ek glo jy sal my volg, en dan kan jy maar net die skyfie so aan beweeg. Ek gaan my video mute afsit, want anders dan gaan ek net julle aandag aftrek. Dood reg. Ek gaan vinnig my video aansit, om myself daarom net voor te stel, en dan gaan ek hom ook afsit, na so rukkie. Ja, soos Andries gesê het, ek is Nicoline Cordier, en ek is nou, ek kan nie glo nie, in middel Maart sal ek 'n jaar in hierdie pos wees, as assistent direkteur. Net om so vinnig bietjie agtergrond te gee, ek kom van Noordwes af, soos wat Andries sê, ek was programbestuurder daar vir die Noordwes streek, waar dan die kantore Klerksdorp, Rustenburg en Potchefstroom ingesluit het vir so 7 jaar. En toe die Here my Gauteng toe geroep, om hier diens te lewer. Ek was baie onseker of ek moet aansoek doen vir die pos, maar ek glo dis waar hy my wil gebruik, weer op 'n ander vlak. Andries het definitief baie meer vertroue in my ervaring as ek self. Ons leer elke dag. Die kinderwet verander op 'n daaglikse basis amper, en 'n mens moet pret hou daarmee. So as ek nie vir julle antwoorde het vanaand, sal ek dit gaan soek en vir julle terugvoer gee. Voordat ek programbestuurder was by die Noordwes streek, was ek vir so 10 jaar by die SAVF Retabiele Kinderhuis in Klerksdorp, waar ek meer terapeutiese dienste gelewer het aan so 70 kinders. En voor dit, as 'n nuut afgestudeerde maatskaplike werker, het ek daai tyd begin vir 3 jaar. Toe is ons nog genoem die ondersteuningsraad. So ek was vir 3 jaar maatskaplike werker by die Klerksdorp kantoor, toe by die kinderhuis, en toe kom ek terug na my familie toe, na my Rata familie, en ek kyk hier vir 'n oomblik terug nie. Voordat ek begin, wil ek baie dankie sê, Andries, vir die geleentheid om hierdie voorlegging te doen. Ons praat al 'n rukkie daaroor, en ek wil net sê, ek is baie bevoorreg om vir Gerard en vir Andries ook in my span te hê. Hulle werk baie nou saam met my, met die dienste wat ons bemark en dan ook doen. So dankie vir die geleentheid. Ek weet nie hoeveel van die persone wat ingeskakel het van ons hervormde gemeentes is, en wie van buite die gemeente is, het maak nie saak nie. Ons wil die boodskap uitkry, en mense bewus maak van die dienste wat ons lewer. Om so
in vandag se tyd is daar soveel negativiteit rondom maatskaplike werkers. En ek wil vanaand net begin deur dit te sê. Dit is individue in ons maatskaplike werkberoep wat skade maak aan ons professie. Ons is regtig nie almal, soos wat baie gevalle in die media beland, en negativiteit veroorsaak. Daar is regtig baie maatskaplike werkers wat nog 'n passie het vir hulle beroep. Dis bevoorreg Pieter, ek sien jy het ook ingeskakel en Pieter is ook een van ons maatskaplike werkers en onder andere een van die maatskaplike werkers wat nog 'n hart het vir hierdie werk. So dankie dat julle ingeskakel het en bereid is om te luister en ek wil regtig vir julle uitnooi as julle enige vrae het, is julle welkom om dadelik julle hand op te steek of soos Andries genoem het in die chatbox die vraag te stel. Ek gee glad nie om tussenin vrae te beantwoord. Of as jy net 'n stelling wil maak, is dit ook reg met my. So ek gaan nou vir eers net my videoetjie afsit, want ek sien my sein is met tye nie so goed nie. En dan gaan ek, net as ter inleiding, vir julle die verskil tussen ons dienste verduidelik. So Raad van Maatskaplike Dienste is 'n geregistreerde kinderbeskermingsorganisasie. Ons is ook 'n nie-regeringsorganisasie, soos wat almal seker weet, en ons affilieer onder die Hervormde Kerk. Bitter min van ons kliënte is hervormde lidmate, maar tog is ons hart by ons hervormde lidmate en daarom wil ek julle ook uitnooi, as baie van die persone wat ingeskakel het, deel van ons Hervormde Kerk is, onthou asseblief. Alhoewel ons dienste lewer in verskillende areas wat toegeken is deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, lewer ons dienste aan alle hervormde lidmate, maak nie saak in watter woongebied jy bly nie. So ek wil julle regtig uitnooi, as julle weet van 'n gesin of 'n kind of 'n individu in nood, maak kontak, julle is meer as welkom om kontak met my te maak en ek sal julle verwys na die regte kantoor toe, vir verdere hulpverlening. Soos genoem, lewer ons dienste in verskillende woonareas in elke dorp en provinsie waar ons kantore het, en dit is volgens ons diensooreenkoms met Departement Maatskaplike Ontwikkeling. Nou, ons word gedeeltelik gesubsidieer deur die staat om dan nou hierdie dienste te lewer, en dis basiese dienste soos pleegsorg, ondersoeke, pleegsorgtoesigdienste, ek verskoon, ek gaan baie Afrikaans en Engels meng vandag, want ons werk maar meestal in Engels, care and contact, ons doen mediasie ook, en dit is dienste waarvoor ons befonds word, daar's 'n lys van dienste, maar ons het nou met tyd, en ek dink julle hou die nuus ook dop en kan sien, dat daar baie onsekerhede is vir die nie-regeringsorganisasies wat befondsing betref. Daarom het ons 'n paar jaar terug al besef, maar daar's 'n leemte. Ons word nie vir al die dienste wat ons lewer befonds nie. En daarom het ons toe 'n lys van dienste bekend gestel wat ons lewer teen vergoeding om ons meer volhoubaar te maak. En ons droom is op die ou end om nie afhanklik te wees van staatssubsidie nie, en dat ons op ons eie kan funksioneer met die fondse wat ons genereer. Maar ek wil dit duidelik maak dat geen kliënt sal weggewys word indien dit 'n diens is vir wat ons 'n fooi vra, as die persoon nie die finansiële vermoë het om daai fooi te betaal nie. Ons missie bly nog steeds om mense te dien en om 'n diens te lewer, en daarom wil ek julle verseker dat dit nie die geval is nie. Ons is baie bevoorreg, ek dink ons dienste wat ons lewer teen 'n fooi groei redelik goed, want ons het 'n positiewe naam oor die dienste wat ons lewer. En dit maak my opgewonde. Die maatskaplike werkers werk regtig hard om hierdie dienste te bemark, en dit is ook maar gebiedsgebonde. So baie van die kantore het 'n spesifieke diens wat 'n behoefte is in hulle area,
waar 'n ander kantoor weer ander dienste lewer wat 'n behoefte is. So dit verskil maar van kantoor tot kantoor en gebied van gebied. So dit is belangrik om daai onderskeid te tref. Dan wil ek ook net noem dat sou die hof of een van ons bestaande kliënte een van hierdie dienste benodig, moet ons dit lewer sonder om 'n fooi te vra. So ons vra basies fooie as mense self aanmeld vir hierdie spesifieke diens, of as hulle verwys word, baie van hierdie gevalle word verwys deur regsverteenwoordigers, deur prokureurs of advokate, en dan help ons met die diens. So as indien die hof die saak verwys, of dis 'n bestaande kliënt, kom ek gee 'n voorbeeld, een van ons bestaande pleegsorgkinders wat berading moet ontvang, is dit ons verantwoordelikheid om daai diens aan daai kind te lewer sonder 'n fooi. So ek wil net duidelikheid rondom dit hê, want mense mag dalk 'n wanbegrip hê dat, okay, van wanneer af het maatskaplike werk nou 'n besigheid geword om fondse te in. Ek dink jy sal verstaan dat 'n mens moet maar uit die boks uit dink, maar tog dien ons nog steeds ons gemeenskap deur hierdie dienste te lewer, en ons kry baie positiewe terugvoer oor hierdie dienste. Soos wat hier ook vermeld word, moet julle onthou dat al hierdie dienste word gelewer deur maatskaplike werkers wat supervisie ontvang van ons programbestuurders in die verskillende streke. En dit is om seker te maak dat selfs hierdie dienste 'n baie hoë wetlike professionele standaard het. Dit is ons trots, en baie van hierdie dienste, soos ek nou gaan bespreek, beland terug by die howe en op landdroste se lesenaars, so dit moet van hoogstaande gehalte wees en dit moet aan 'n sekere standaard voldoen. Andries, jy kan vir ons enetjie aanbeweeg. Okay, so ek weet nie tot nou toe ter inleiding of daar enige vrae is nie, want ek gaan nou begin om dan nou hierdie spesifieke dienste te bespreek. Die Hervormde Kerk lidmate weet dat ons hierdie dienste ook aktief bemark op hierdie stadium. Ons is nou, ek dink so by die 5ste diens. So ons probeer regtig om hierdie bemarking te doen en ook die gemeenskappe bewus te maak van die dienste wat ons lewer. Ons eerste diens is ons Vorm 30. Nou Vorm 30 gaan daaroor waar 'n individu self aansoek doen om vas te stel of sy naam ingesluit is in afdeling B van die Nasionale Kinderbeskermingsregister. Nou wat dit eintlik sê is, alle persone wat met kinders werk, is veronderstel om teen hierdie register gekeer te word. Om 'n voorbeeld te gee, in 'n kinderhuis opset, selfs die tuinier en die busbestuurder moet ten opsigte van die register gekeer word om te kyk of hulle name verskyn. Want hierdie register fokus spesifiek op seksuele misdrywe teen kinders. So sodra 'n persoon skuldig bevind word aan 'n oortreding, word sy naam gelys op die register. Rata is baie bevoorreg, ons het opleiding gekry van Departement Maatskaplike Ontwikkeling en dan ook toegang om self hierdie kering te doen op die register, en dan 'n terugvoer te gee op skrif. Daar's 'n terugvoerverslag wat gegenereer word en onderteken word, en dit word dan aan die individu beskikbaar gestel. Ek wil ook net hier noem, 'n Vorm 30 is die individu self wat navraag doen. Dan kry ons ook 'n Vorm 29, waar werkgewer namens sy werknemers kan aansoek doen om vas te stel of die persoon se naam gelys is. Ek weet nie of julle gesien het in die media, is daar nou baie dispute oor die kinderbeskermingsregister, omdat baie van die skole agtergekom het dat hulle personeel aanstel, onderwysers aanstel wat 'n kriminele rekord het en dan hulle nie bewus daarvan nie. So daar's sprake nou dat die publiek ook toegang gaan hê om die spesifieke inligting na te kyk op die stelsel.
Dit gaan nie 'n genererende terugvoer dan wees wat tot beskikking van die persone sal wees nie, en dit is nog in die proses, maar 'n hoof sal byvoorbeeld op die stelsel kan ingaan en kan kyk, is Johan de Gransie gelys op die kinderbeskermingsregister. En dit is wonderlike nuus, want ek dink dit is 'n geleentheid om regtig te voorkom dat 'n mens ons kinders blootstel aan persone wat wel seksuele misdrywe gepleeg het in die verlede. Dit is realiteit. 'n Mens hoor hierdie goed soms op sosiale media, jy hoor dit in die nuus en dan dink jy, ja, gebeur hierdie goed in die samelewing. En dit is werklik 'n realiteit en daarom motiveer ek selfs die kategese klasse, die leiers wat die katekisasies doen, om ook gekeer te word teen hierdie register. En mense is te bly as daar vrywilligers kom en sê, maar hulle wil betrokke wees en hulle sal 'n pad stap met die kinders, maar ons leef in 'n wrede wêreld en daarom is dit so belangrik om hierdie kering te doen, om seker te maak. Jy beskerm die kerk of die skool of die kleuterskool, waar jy ook werksaam is. Hierdie diens is eintlik baie maklik. Daar's 'n standaard vormpie wat die individu of die werkgewer dan voltooi, saam met 'n afskrif van die persoon se ID-dokument. Waar werkgewer aansoek doen, moet hy dan nou ook 'n afskrif van sy ID-dokument aanstuur. Hy stuur dit aan na een van ons kantore of direk aan my, en ons, soos ek genoem het, die toegang tot die stelsel. Ons gaan op die stelsel, ons lees die inligting in, en die stelsel gooi onmiddellik. Dis 'n onmiddellike verslag wat voorsien word, oor is hierdie persoon se naam gelys of nie. Ons kan hom onderteken en ons stuur hom aan die betrokke individu of besigheid wat dan aansoek gedoen het ten opsigte hiervan. Is daar enige vrae rondom ons vorm 30s of vorm 29s? Okay, dan kan ons aanbeweeg, Andries. Aannemings. Ek dink aanneming is 'n meer bekende diens vir ons gemeenskap en gemeentes. Rata is geakkrediteer om aannemings te kan doen. Dit is 'n spesialiteitsdiens, so nie al die organisasies is geakkrediteer om aannemings te doen nie. Ons moet ook voldoen aan vir sekere vereistes om geakkrediteer te word. So dit is ook baie belangrik om te verseker dat hierdie diens volgens wet gedoen word. Die departement maatskaplike ontwikkeling op hierdie stadium is redelik negatief teenoor privaat maatskaplike werkers wat hierdie diens lewer as gevolg van insidente in die verlede wat baie sleg was vir aanneemouers en aanneemkinders. So die fokus is maar op hierdie stadium op kinderbeskermingsorganisasies wat geakkrediteer is, omdat ons ook monitering ontvang van departement en hulle dan ook verseker dat die dienste wat ons standaard is. So aannemings, net om 'n bietjie 'n beter begrip van dit te kry, dit gaan oor die berading en ondersoek ten opsigte van die betrokke kind, om vas te stel of die kind inderdaad aanneembaar is, en dan ook 'n kering te doen van applikante wat aansoek doen om aanneming, en om dan nou vas te stel of hulle geskik is om 'n kind aan te neem. Dit is 'n hele assesseringsproses, dis regtig 'n baie intense diens, nie al ons maatskaplike werkers lewer hierdie diens nie. Ons het enkele maatskaplike werkers wat toestemming het om aannemingsdienste te lewer, omdat dit ook gebind is aan 'n sekere hoeveelheid jare ondervinding. So ons verkies en departement maatskaplike ontwikkeling is ook van mening dat maatskaplike werkers ten minste 3 jaar ondervinding moet hê as statutêre maatskaplike werker, voordat hulle opgelei kan word om dan 'n aannemingsdiens te doen. Andries, jy kan aanbeweeg. Okay, so soos wat ek genoem het, is dit 'n baie intense diens. Dit behels regtig 'n baie in diepte ondersoek
Eerstens, of die kind wel aanneembaar is, volgens die Kinderwet, Wet 1830 van 2005. Dit is baie belangrik, want in sommige gevalle word daar nie 'n ordentlike assessering gedoen nie. Dan word 'n kind aanneembaar gestel, sonder dat 'n ordentlike ondersoek gedoen is, en op die einde van die dag, as ons by die aannemingspanele kom, en jy nie jou saak kan motiveer waarom die kind aanneembaar is nie, keer die paneel dit af, en dan kan daai aanneming nie verder gaan om voor die hof gelê te word om sodoende hofbevel te kry, aannemingsbevel te kry nie. So hierdie ondersoek behels ook tuisbesoeke, waar jy in diepte interaksie het met beide die voornemende aanneemouers en ook die kind, om te kyk hoe pas die kind in hierdie gesin, om te kyk wat is die gesin se funksionering. Jy het gesprekke met verwysings, soos onder andere die skool, daar is doktersverslae betrokke om vas te stel wat die kind en die aanneemouers se gesondheid is. So dis werklik in diepte ondersoek. Ons doen ook die polisieklarings van die aanneemouers en dan onder andere die vorm 30, soos wat ek nou genoem het. Want geen persoon wat gelys is onder die of onder die kinderbeskermingsregister mag as 'n pleegouer of as 'n aanneemouer optree nie. Die wet maak dit baie duidelik dat jy nie oorweeg sal word indien jou naam gelys is nie. In baie van ons gevalle is dit gewoonlik persone waar daar reeds 'n kind betrokke is. Ons doen ongelooflik baie stiefouer aannemings. Dit is baie keer bloedgeld, want al manier waarop 'n stiefouer 'n kind se van kan verander na sy van toe is deur 'n wettige aanneming. Daar's geen maklike manier nie. So ons doen ongelooflik baie stiefouer aannemings en dan ook oop en geslote aannemings. Oop aannemings is waar die aanneemouers bekend is aan die biologiese ouers en dit loop gewoonlik hand aan hand ook met 'n aannemingsooreenkoms waar daar sekere aspekte uiteengesit word, onder andere kontak tussen die aangenome kind en die biologiese ouers en dan ander vereistes wat die biologiese ouers stel. Geslote aannemings is maar meestal die gevalle waarmee ons werk, is waar die biologiese ouers nie bewus is van die identiteit van die aanneemouers nie, en daar is gewoonlik nie weer kontak ook tussen die partye nie. Ek wil graag net hier noem, die grootste behoefte ten opsigte van aannemings is egpare wat na ons toe kom en sê, hulle wil asseblief 'n baba aanneem, so jonk as moontlik. En die realiteit van dit is dat daar ongelooflik min babas beskikbaar is vir aannemings. Ek dink dit gaan ook oor die aborsiewetgewing wat verander het. En ongelukkig is die realiteit ook dat baie van ons ouers loop bitter moeilike paaie. En hulle sal eerder probeer vasbyt en ongelukkig word die kind dan blootgestel aan ongunstige maatskaplike toestande wat dan uitloop op verwydering. Dan beland die kind in die stelsel en die kind is in die stelsel vir 'n sekere tydperk, want ons as maatskaplike werkers moet seker maak dat gesinshereniging nie moontlik is nie, voordat daardie kind aanneembaar verklaar word. So ja, ek stem saam en dit mag in baie mense se voorgrond wees dat soms voel dit of die stelsel ons kinders in die steek laat, maar ons voorskrifte ten opsigte van aannemings is baie streng. So dit gebeur ongelooflik min dat ons aannemings doen waar ons 'n pasgebore babietjie het wat beskikbaar is vir aanneming en ons dan geskikte aanneemouers soek vir daai baba. Daar is ongelooflike lang waglys vir persone wat aansoek doen spesifiek dan vir jonger vir babas. Dit is nie onmoontlik nie, ek wil net die realiteit stel. Ons doen aannemings ten opsigte van dit, alhoewel dit baie beperk is, omdat daar so, en ek gaan dit nou maar sê, vir al blanke babietjies,
is bitter moeilik. 'n mens is baie keer in so groot tweestryd as daar 'n paartjie voor jou sit en jy weet een van jou maatskaplike werkkantore het 'n gesinnetjie van 5 blanke kindertjies verwyder die vorige week en hier sit 'n paartjie voor jou wat smag na een kindjie en dan vra mense soms vra en ek glo nie ons gaan altyd die antwoorde kry nie. Mens verstaan nie altyd hierdie goed nie, maar tog gebeur dit dat daar hierdie aardsengele kom wat bereid is om 'n ouer kindjie in pleegsorg te vat en wat baie keer dan uitloop op 'n aanneming ook. Dit gebeur baie keer ook waar ons pleegsorgplasings doen en waar die ouer dan heeltemal stop om kontak te maak met die betrokke kind en ons dan as die biologiese ouer nie wil toestemming gee tot die aanneming nie, die hof kan nader en aansoek doen dat daar weggedoen word van die biologiese ouers se toestemming. So, dit is ons aannemingsdienste, dis 'n baie groot diens wat ons lewer. Ons kry nogal ongelooflik baie verwysings ten opsigte van ons aannemings, omdat ons een van die min kinderbeskermingsorganisasies is wat geakkrediteer is om hierdie dienste te lewer. Dit was nou sommer 'n mondvol. Is daar enige vrae ten opsigte van aannemings? Julle is so baie stil. Okay, Andries, jy kan maar aanbeweeg. Daar sy. Dit is 'n Sê jy praat hulle so stil. praat ek hulle so stil. Dis is iets baie inligting wat deurkom, maar dis reg, kom gaan aan. Ek weet dis baie inligting om te verwerk ook en julle is regtig meer as welkom. Andries gaan aan die einde van die sessie ons kontakbesonderhede ook gee. So as daar ietsie is wat julle aandag getrek het vanaand en julle wil nie die vraag vra vanaand, is julle meer as welkom om kontak met ons te maak. So ek noem dit net ook. Aflatingsondersoeke is 'n redelike nuwe diens. Ons het begin om hierdie diens te identifiseer nadat van die howe en regsverteenwoordigers ons genader het en toe nou genoem het dat hulle behoefte het aan 'n maatskaplike werkverslag wat dan spesifiek fokus om ondersoek in te stel na die omstandighede van die oorledenes en naasbestaandes en of hulle wel kwalifiseer vir die nalatenskap. So dit van die howe vereis 'n maatskaplike werkverslag in hierdie verband en ons het dit begin doen en toe besef dat hierdie behoefte regtig nie gebiedsgebonde is nie. Daar is redelik baie van ons kantore wat nou hierdie diens lewer en ek moet sê tot nou toe al die erflatingsondersoeke wat ons gedoen het tot nou is verwys deur regsverteenwoordigers. So dit is ook 'n baie positiewe ding want hulle praat met mekaar en hulle sal sê, "Joe, hulle moet 'n organisasie kry wat hierdie spesifieke diens lewer." En dan kan hulle kollegas dan ook verwys na raad daartoe om hierdie ondersoek en verslag dan nou saam te stel en aan die hof te voorsien en dan is die maatskaplike werker ook bereid en eintlik verplig om ook in die hof te verskyn sou dit nodig wees om dan nou hulle verslag voor te hou en wat hulle bevinding was. Soos wat ek genoem het, naasbestaandes kan ons ook nader indien 'n regsverteenwoordiger 'n opdrag gee aan die naasbestaandes om 'n maatskaplike werker te soek wat hierdie diens kan lewer, maar die meeste van hierdie verwysings vind plaas deur die hof en regsverteenwoordigers. Enige vrae rondom dit? Ek sê, okay, Andries. Okay. Mediasie en ouerskapsplanne. Soos wat ek genoem het in die begin, oorvleuel die mediasie en ouerskapsplanne nogals baie met ons statutêre dienste. Dit gebeur in die maatskaplike werkers se statutêre gevalle lading dat hulle soms hierdie dienste moet lewer aan bestaande kliënte van Rata of wat daar hofbevel uitgereik word, wat dan nou vereis dat hierdie diens gelewer moet word deur 'n spesifieke maatskaplike werker.
So wat mediasie betref, ek dink die woord sê dit self, is ons tree dan op as 'n neutrale tussenganger. Daar's 'n spelfoutjie. Ek sien hom nou eers en ek moet vir julle beloof hierdie skyfies is deur baie mense gelees, dit wys jou net. Deur 'n tussenganger, wat dan help om die betrokke partye te lei om 'n gedeelde ooreenkoms te bereik ten opsigte van hulle spesifieke geskil. En die ooreenkoms word dan opgeneem en 'n bevel van die hof gemaak. So hierdie mediasie wat ons as kinderbeskermingsorganisasie doen, gaan maar gewoonlik oor kinders. Veral in egskeidings ook, waar die partye nie ooreen kan kom oor die toesig en beheer van kinders nie. Dis dan nou waar ons intree en as tussengangers optree. Dis nie altyd 'n maklike diens nie. Baie keer word die kinders maar as 'n speelbal gebruik en word daar net bloot nie in hulle beste belang opgetree nie, net om die ander ouer by te kom. So jy moet maar hare op jou tande hê om hierdie diens te lewer en om dit baie ordelik te laat geskied. Maar ons doen hierdie diens en ons is opgelei om hierdie diens te doen en baie van ons kantore het te doen met mediasie. Dit is 'n baie bekende diens soos wat ek genoem het en dan die ouerskapsplan is dan nou net om die ooreenkoms wat bereik is tussen die partye word dan in 'n ooreenkoms, 'n skriftelike ooreenkoms uiteengesit van die twee ouers. Hulle onderteken die ooreenkoms, dit word ingedien by die hof en dit word 'n bevel van die hof gemaak. Dit is baie belangrik. Baie van die ouers voel nee wat, hulle gaan nou gou na polisiestasie toe en hulle gaan gou ooreenkomste op papier tik en dan teken albei en dan laat hulle hom beëindig. Dit is eintlik nie 'n geldige dokument nie. 'n Ouerskapsplan moet 'n bevel van die hof gemaak word. So daar is ook gesinsadvokate wat hierdie diens lewer, wat baie keer deur die hof aangestel word om die ondersoek in te stel en dan 'n ouerskapsplan daar te stel. Maar hierdie diens word ook verwys na Rata toe, deur baie van die howe, deur baie regsverteenwoordigers. En wat baie goed is van hierdie diens is dat ons dit ook online kan lewer. Ons kan hierdie mediasie sessies kan online gelewer word deur 'n Zoom sessie byvoorbeeld en dan kan die ouerskapsplan opgetrek word en die partye kan dan net in persoon bymekaar kom om dan die ooreenkoms dan nou in persoon te teken voordat dit by die hof ingedien word. Enige vrae rondom mediasie en ouerskapsplanne? Nicolien, Ja, dis Martin hierso. Ek wil woorde. gou 'n bietjie vra, ek weet nie wat kom volgende op, niks bang dit kom nie op nie en dalk vergeet ek dit. Hierdie gaan oor mediasie en ouerskapsplanne en op die einde gaan dit oor 'n proses wat al in die hof beland het en 'n bepaalde proses en 'n pad gestap het. Is dit ook iets soos sê maar beradingssessies en berading wat julle doen? En dan wil ek ook vra rondom aanlyn. Veral op plekke op die platteland waar daar nie Rata kantore is nie. Want hier is nou maar alles al is goed te ver geloop en dan moet ons nou hierdie goed uitsorteer. Maar is daar voorkomende dienste wat ons lewer en ook aanlyn lewer? En hoe gereedelik is dit beskikbaar? Dis ook 'n moeilike vraag, Ja, ek dink Dr. Martin, ek gaan jou vraag beantwoord as ons 'n bietjie aangaan. Okay, dankie. Ja. Dankie. Alright, Ons gaan oor berading gesels en dan ook bietjie oor voorkomende dienste, maar dis Alright, baie absoluut dankie. doodreg. Dit is ons plan om regtig ook, want nie alle persone het toegang tot hierdie dienste nie. Soos Dr. Martin nou gesê het, in baie van die plattelandse gebiede is daar nie maatskaplike werkkantore nie. En dis hoekom ons gaan kyk het watter van hierdie dienste kan ons aanlyn lewer. En dit gaan ook, maar dis nog 'n toetsloopie. Maar dit is haalbaar. Dit is absoluut haalbaar om dit dan nou meer beskikbaar te maak vir persone ook. Maar kom ons gaan aan en dan as daar nog 'n vraag is na die sessie ten opsigte van voorkomende dienste en die aanlyn dienste, dan kan ons dit bespreek. Toesigdienste, toesigbesoeke
is supervisiebesoeke tussen kinders en 'n biologiese ouer, waar 'n ouer toegelaat word om tyd saam met die kind of kinders te spandeer, slegs onder toesig van 'n maatskaplike werker, wat die interaksie kan monitor. Okay, om dit meer prakties te verduidelik, dit gebeur baie in gevalle waar ons een biologiese ouer het, waar daar beweringe is van aggressie, beïnvloeding van die kind terwyl daar 'n hofgeding nog aan die gang is, mishandeling, waar die hof dan voel ons kan nie heeltemal die kontak staak tussen die biologiese ouer en die kind nie, maar dat dit gemonitor moet word en dat daar ook verslag gedoen moet word in die vorm van prosesnotas, om dan terugvoer te gee hoe die interaksie tussen die kind en die biologiese ouer was. Ons probeer dit regtig maar so kindervriendelik as moontlik maak. Ek sê altyd die kantore voel so klinies, maar partykeer is dit die veiligste omgewing om hierdie toesigbesoeke te hou. Later in die proses, as ons sien die toesigbesoeke by die kantoor verloop positief, kan 'n mens altyd 'n meer sentrale en meer kindervriendelike area gebruik om dan nou hierdie besoeke te doen, maar dit is bitter belangrik om in ag te neem dat jy daai kontak tussen die kind en die biologiese ouers moet kan monitor. Dit help nou nie die maatskaplike werker gaan na 'n spur toe en die ouer en die kind is by die trampoliens en jy kan nie hoor wat die ouer vir die kind sê nie. So dit word maar alles in ag geneem. Ons het ook 'n rukkie terug het ons opleiding gehad, ons maatskaplike werkers ten opsigte van toesigbesoeke en waarna hulle moet kyk. So hulle is baie goed opgelei om hierdie dienste lewer. En wat baie help is dat ons die diensverskaffers wat bereid is om hierdie dienste na ure te lewer. Want veral met die toesigbesoek het ons gevind dat baie van die biologiese ouers werk en dat hierdie besoeke slegs oor naweke kan geskied. So hierdie diens word dan nou ook binne kantoorure is die fooi dan nou bietjie minder as wat dit buite kantoorure gelewer word. En weer eens kliënte op ons gevalle lading betaal nie vir hierdie diens nie. Ons het ongelooflik baie biologiese ouers wat byvoorbeeld hulle kinders moet besoek, wat in pleegsorg geplaas is, wat ook onder toesig van 'n maatskaplike werker moet besoek. Daai ouers betaal nie 'n fooi nie, dis deel van ons statutêre dienslewering aan daai ouer om die diens te verskaf. So toesigbesoeke word gewoonlik aangevra deur die ouers self. Hulle sal uitreik en sê, ek mag my kind onder toesig van 'n maatskaplike werker sien, lewer julle hierdie diens, of die ander ouer by wie die kind op daai stadium is, sal uitreik en vra of die diens gelewer kan word. Naasbestaandes van 'n gesin as gevolg van geldige redes, en dan kry ons ook baie keer ander organisasies wat nie bereid is om hierdie diens na ure te lewer nie, wat ook sal uitreik na Rata en sal vra of ons bereid is om 'n toesigbesoek te doen. Enige vrae rondom toesigbesoeke? Die nog net van my kant af het gesê, naasbestaandes wat nou vra dat die diens gelewer moet word. As ek nou maar net dink daar is rede of ek het 'n persoonlike ding teen die ouer wat die kind moet besoek, is dit genoeg rede om dit te vra, of moet ek 'n redelike goeie wettige rede aan voor dit kan gebeur? Andries, dis hoekom ek sê geldige redes. As 'n naasbestaande byvoorbeeld ons kantore nader, sal ons eers met die biologiese ouers praat en hoor, hierdie persoon het ons genader, hulle is bekommerd, en vir die ouer vra by wie die kind tydelik geplaas is, of by wie die kind in toesig en beheer oor die kind het, of hy of sy dieselfde bekommernisse het. En op grond daarvan sal dit dan aanbeveel word. Dis maar 'n baie moeilike ding. Dit word eintlik maar afforceer deur 'n hofbevel, alhoewel ons ouers kry wat wat genoeg insig het om te besef. Dit is al hoe ek my kind kan sien, en eerder dit as wat daar geen kontak is nie.
Maar as die versoek kom deur laasbestaande, sal dit eers baie goed ondersoek word om vas te stel of daar gronde is vir 'n toesigbesoek. Dus as ouma nie van die skoonseun gehou het nie, dan is dit nie genoeg rede nie. Absoluut, absoluut. Ek weet nie. Dis reg, Andries, ons kan maar aanbeweeg. Okay, dan ouerleiding, Dr. Martin, dit is 'n diens wat ook baie meer voorkomend is, en wat eerder vroeër as later gelewer moet word. Ongelukkig gebeur baie van ons ouerleidingssessies nadat kinders verwyder is en dit dan deel van die aanbeveling van die maatskaplike werker is, dat die ouers moet inskakel vir ouerleiding as deel van die gesinsherenigingsproses. So ons het 'n ouerleidingsprogram wat aangebied word deur ons maatskaplike werkers. Dit bestaan gewoonlik so uit 8 sessies, waar ouers dan nou die leiding kry om 'n goeie verhouding met hulle kinders op te bou. Dit sluit onder andere effektiewe dissiplineringsmetodes in, handhawing van positiewe supervisie oor kinders, en dan ook is dit gepas volgens hulle ontwikkelingsfase. Want soos wat ons almal weet, verskil ouerskap maar. Jy hanteer nou nie jou tiener soos wat jy jou kleuter gaan hanteer nie, so dit word ook in ag geneem. En soos wat ek sê, ongelukkig gebeur hierdie diens soms aan ons ouers, waar kinders reeds verwyder is, wat geen kennis het. Dis nog gewoonlik 'n bose kringloop waar kinders verwyder word. So kinders word groot in haaglike omstandighede, hulle leer nie die basiese lewensvaardighede nie, 'n eenvoudige ding soos higiëne, wat soms 'n probleem is. Hoe om jou kind te ondersteun met huiswerk, is basiese goedjies wat vir ons al vanselfsprekend is, wat vir ander mense glad nie vanselfsprekend is nie, en wat regtig moet leiding kry oor hoe om hierdie goed te doen, om op die ou end van die dag 'n goeie, effektiewe ouer te wees. Maar, dit is nou waar ons voorkomingsdienste inkom, sou 'n maatskaplike werker 'n aanmelding kry, en ondersoek word ingestel, en daai kind se lewe is nie in onmiddellike gevaar nie. En die maatskaplike werker besluit wat eintlik maar ons motivering is om eers voorkomingsdienste te lewer voordat ons statutêr optree. In die geval waar kind se lewe nie in gevaar is nie, kan ons dan daai ouers inskakel vir 'n ouerleidingsprogram as deel van ons voorkomingsdienste. Dit kan ook gedoen word waar ouers ons sal nader. Baie keer gebeur dit dat grootouers die kantore nader en sê hulle is bekommerd oor die manier waarop hulle kinders hanteer. Is daar 'n program wat ons aanbied, en dan sal ons die ouerleidingsprogram aanbied aan die ouers, en ons reik ook so 'n sertifikaatjie uit om te bevestig dat die ouers die ouerleiding voltooi het. Dis ook 'n diens wat aanlyn gelewer kan word. Ek wil ook net noem, baie mense, veral waar hulle bietjie intellektueel beperk is, sal ons verkies as dit 'n in-persoon diens is, as wat dit 'n aanlyn diens is, want dan moet 'n mens op hulle vlak vir hulle hierdie sessies aanbied, om seker te maak dat hulle die inligting verstaan. Maar dit is dan onder andere een van ons voorkomingsdienste, wat ons dan nou ook aanlyn kan lewer, en ons hoop dat dit meer voorkomend kan wees in die toekoms, en nie 'n diens wat gelewer word meestal as daar reeds statutêr opgetree is, en 'n kind reeds uit ouerlike sorg verwyder is, nie. Enige vrae oor ons ouerleiding? Lien, ek wil weer 'n vraag hier vra. Ouerleiding is nou 'n breed terme in die sin van goed, hier gaan 'n mens fokus op die spesifieke ouers van die kind. Maar sou 'n gemeente of 'n dominee of selfs 'n skool voel, kom ons praat net eers in die algemeen met die ouers. Ons reël is 'n sessie om vir die ouers te verduidelik wat is ouerleiding en 'n bietjie rigting daaroor te gee. Sou 'n gemeente kon dit vra en stuur vir ons 'n maatskaplike werker reële geleentheid dat ons op 'n Saterdagoggend bietjie met die ouers kan kom werk in 'n groepsessie. Word dit gedoen? Kan dit gedoen word?
Absoluut Andries, en dan kan mens dit soos 'n inligtingsessie wees wat ons ook dan nou kyk na die inhoud van ons ouer leidingsprogram om te sê dit is wat dit behels en dit kan aangepas word. Dit hang af van die spesifieke behoeftes. So as die program aangepas moet word, byvoorbeeld vir 'n spesifieke gemeente se ouers, is dit definitief iets wat ons kan doen. So absoluut, dit is definitief iets wat ons sal kan doen vir die gemeentes of ja, wie ook al dan nou uitreik dat ons hierdie diens of inligtingssessie lewer. Okay. Daar's hy. Hier kom ons by berading. Berading is terapeutiese dienste wat op 'n hulpverlenende benadering fokus om dan die emosionele en intellektuele ervaring van die kliënt te beklemtoon, asook hy of sy se gevoelens en denkwyse ten opsigte van 'n probleem. Dink almal weet wat berading is. Dis 'n persoon wat deur 'n traumatiese ervaring was of heidaglik gaan, wat dan 'n uit 'n beradingsoogpunt gehelp moet word om in terme te kom met hierdie trauma waardeur hy of sy gaan. Ons maatskaplike werkers, ek moet sê, daar's ook enkeles wat fokus op berading. Ons probeer hulle ook alternatiewe opleiding gee om hierdie sessies te kan fasiliteer. En as ons voel op op 'n stadium dat dit bokant ons 4 maal plek is ons nie bang om te verwys nie, dan sal ons sê, nee, dit is nou op die vlak van 'n sielkundige of van 'n psigiater. Hierdie is absoluut grondvlak berading wat ons doen. En omdat terapie 'n redelike duur diens is, wil ons hierdie diens beskikbaar gestel het teen 'n bekostigbare prys vir persone. En dit is ons doel hiermee. Ons maatskaplike werkers is opgelei om terapeutiese insette te lewer aan kliënte, en daarom is hulle opgewasse om hierdie sessies te hanteer. Hierdie stadium is dit op ons diens wat baie aandag nog kan kry. Ek dink mense as hulle hoor berading, dink hulle dadelik aan 'n sielkundige of 'n psigiater. Hulle dink nie aan 'n maatskaplike werker wat hierdie diens kan lewer nie, en dis hoekom ons dan nou ook hierdie diens bemark, om seker te maak dat mense bewus is van die feit dat maatskaplike werkers ook hierdie diens kan lewer teen 'n bekostigbare prys, so ver as moontlik. En dan is dit ook 'n diens wat aanlyn gelewer kan word. En dis enige persoon of kind wat terapeutiese insette benodig weens traumatiese ervarings, kan verwys word, kan aangemeld word. Dit is regtig ook vir die gemeenskap om navraag te doen en te sê. Hulle het byvoorbeeld, ons het 'n rukkie terug, toe ek nog in Noordwes was daar 'n ongeluk by een van die skole waar 'n bus deur die heining gery het en van die kindertjies is toe nou getref in die ongeluk, en dit was ongelooflik traumaties vir die ander kinders wat by was en wat nie beseer is of weggeval het tydens die insident nie. En almal het uitgespring en berading gaan doen aan die kinders om te kyk op watter plek hulle is daar verdere terapeutiese insette nodig, net om assessering te doen, om te bepaal wat het daai kind nodig op daardie oomblik. So dit is ons beradingsdienste, soos wat ek sê, dis iets wat baie mooi en wyd bemark moet word nog, omdat die persepsie bestaan dat dit slegs gelewer kan word deur 'n sielkundige of 'n psigiater. Nicoline? Ja, Dr. Martin. Ekskuus nou maar, die beradings dink altyd vir my baie interessant. Ek wil 'n bietjie hoor waar gemeenskappe getraumatiseerd is. En eintlik leef ons in 'n baie getraumatiseerde gemeenskap met al die geweld en al die goeters. En dit wil by skole gebeur daar goeters wat dan
op die hele gemeenskap, die hele skool. Doen julle sê maar iets soos 'n gemeenskapsberading sessie waar klomp mense uitmekaar kom en ons kan hulle daarmee begelei en dit aanspreek. Ek dink met ons ook almal nou gelees verlede week van hierdie Bobbejaan wat doodgemaak is. En die trauma wat daarmee saamgaan en die klomp vrae wat mense het. Party mense het meer vrae as ander mense. Want toe wonder ek of mense op 'n manier kan daar 'n bietjie so 'n gemeenskap deur 'n beradingssessie vat. Is so iets moontlik of is so iets nie moontlik nie? Ek glo absoluut dis moontlik. Ek wil net hier noem, ons werk in maatskaplike werk ons met gevalle werk wat 1-tot-1 dienste is aan ons kliënte, dan het ons groepwerk wat gewoonlik bestaan uit so 10 groepslede wat dieselfde probleem of behoefte het en dan gemeenskapswerk. So dis absoluut iets wat ons het dit nog nie gedoen nie, maar dit kan beslis gedoen word om so 'n sessie aan 'n gemeenskap dan nou aan te bied. 'n Mens sal dan net dit oopstel vir individue wat dalk meer 1-tot-1 'n 1-tot-1 benadering nodig het, om dan nou te sê, na die sessie kry jy geleentheid om dan met die maatskaplike werkers wat dit aangebied het, te gaan praat. En ons sien dit baie. Ek vat nou 'n voorbeeld waar ons maatskaplike werkers gemeenskapswerkprojekte aanbied by skole. 'n Voorbeeld is byvoorbeeld seksuele misbruik, waar hulle kan hulp soek indien hulle blootgestel word. Waar ons baie van ons aanmeldings kry na afloop van die sessie, waar kind dan sal gaan na die aanbieder, na die maatskaplike werker en sê maar hulle wil gou alleen met hom of haar praat en dan die vrymoedigheid het om te praat oor die seksuele misbruik. So ek dink heeltemal dis 'n haalbare versoek, omdat ons maatskaplike werkers bekend is met gemeenskapswerk. 'n Mens gaan dit net baie mooi monitor om te kyk wanneer is 'n 1-tot-1 benadering nodig as daar individue is. Baie dankie, Nicoline. Dankie Dr. Martin. Enige ander vrae? Okay, kan ons aanbeweeg. Forensiese ondersoeke en verslae, hier wil ek net noem dat dit 'n gespesialiseerde diens is. Nie enige maatskaplike werker kan forensiese ondersoeke en verslae doen nie. Jy het opleiding nodig en gewoonlik moet jy jou meestersgraad doen in forensiese maatskaplike werk. En daarom vir die doeleindes van hierdie diens het ons dan diensverskaffers wat forensiese maatskaplike werkers is. So, nie een van ons maatskaplike werkers op hierdie stadium in Rata is 'n forensiese maatskaplike werker nie. So ons het baie goeie verhoudings met van ons diensverskaffers en daar's baie buite forensiese maatskaplike werkers wat ons nader en vra of hulle nie ook 'n diensverskaffer vir Rata kan wees nie. So ons het baie bekwame forensiese maatskaplike werkers wat dan hierdie assesserings doen, wat dan maar forensiese maatskaplike werkkennis, tegnieke en hulpmiddels behels om sodoende bewyse te kry wat in feite weergegee word en dan in 'n verslag vervat word aan die hof. Nou dit gebeur gewoonlik, om dit meer verstaanbaar te verduidelik, in baie slegte gevalle. As daar beweringe is van seksuele misdrywe teenoor kinders of mishandeling, verwaarlosing, dan doen ons gewoonlik 'n forensiese ondersoek om te bepaal of hierdie kind werklik blootgestel is aan hierdie mishandeling of misbruik. En dan is dit 'n baie intensiewe verslag wat saamgestel word vir hofdoeleindes en hierdie forensiese maatskaplike werker tree dan op as 'n deskundige getuie in die hof. En dit is nie net van toepassing op ons kinderhowe nie, dit is ook van toepassing op ons strafhowe, waar moontlike seksuele misbruik of mishandeling dan nou aangemeld is en dit reeds 'n hofgeding is.
So dis 'n baie intensiewe diens, dit behels intensiewe assessering van die kind, meer as 2-3 sessies om eers verhouding te bou met daai kind, want onthou, die kans dat daai kind wel blootgestel is baie groot, en om werklik daai kind se vertroue te wen, gebeur nie net met een sessie nie. So dit is 'n baie intensiewe diens, om dan nou die betrokke kind se vertroue te wen, en dan gebruik die forensiese maatskaplike werkers soos genoem verskillende tegnieke. Hulle maak baie keer gebruik ook van spelterapie om vas te stel wat die kind se belewing was. En soos wat ek genoem het, ja, wie is gewone kinders wat beweerlik blootgestel is aan enige vorm van mishandeling of seksuele misbruik. En dit gebeur soms dat dit nie bevestig kan word nie, en dan sal die maatskaplike werker nog steeds haar verslag saamstel en haar bevindings maak en verdere aanbevelings maak. Baie keer gebeur dit dat die maatskaplike werker sê dat hierdie beweringe kan nie bevestig word, maar dat sy aanbeveel dat hierdie kind inskakel vir terapeutiese dienste om aandag te gee aan A, B of C. Ons het op hierdie stadium 2 maatskaplike werkers wat hierdie dienste lewer. Ons het 'n Afrikaans sprekende maatskaplike werker wat dan die Afrikaans en Engelse assesserings doen, en dan het ons ook 'n maatskaplike werker wat die assessering in Tswana kan doen. Dit is baie belangrik om in die taal van die kind te praat, om effektief hierdie dienste kan lewer. Jy kan nie 'n taalkwessie hê wat jy moet oorkom nie, en dit is hoekom ons baie sterk daaroor voel om die kinders te verwys na 'n maatskaplike werker wat glad in hulle taal die diens kan lewer. Enige vrae rondom die forensiese ondersoeke? Colleen, ek kon nou Ja, Andries. ek met my toebehoeding so op by, ons praat net van kinders, maar hierdie tipe forensiese diens, dit sal ook gaan met persone vir gestremdhede wat nou nie, hulle is al volwasse, maar hulle is nou nie, wat jy nou nie so baie mooi woord gebruik, oor hulle vermoëns, hulle het nie die verstandelike vermoëns, om self te getuig in 'n hof, te sê hoe hulle dink, is hierdie tipe diens ook daar, dan kan hulle ook hierdie mense hanteer. Ja, absoluut, Andries, want onthou dat die mense met intellektuele gestremdhede funksioneer partykeer op 'n ouderdomsvlak van 6-7 jaar. En dis hoekom jy dieselfde benadering met hulle gaan volg dan. So ons glo regtig veral in die kinderwet word daar baie melding gemaak op die ontwikkelingsvlak van die kind. Jy kry byvoorbeeld 'n 9-jarige wat baie volwasse is, teenoor 'n ander 9-jarige wat nog baie kind is. So dit word die heeltyd word dit oorweeg, en dis definitief, dit is 'n interessante vraag eintlik wat jy vra, want ek is nog nooit gekonfronteer met so iets nie. Maar dit is absoluut, as jy kyk na die ontwikkelingsfase van daai persoon, is dit 'n diens wat ons dan nou aan hulle ook sal kan lewer. Okay. Ek dink dis baie keer iets wat 'n mens, daardie deel van ons kind en ons gemeenskappe, wil ek amper sê, bly agter, en ons is baie eenvoudig om te sê, ja, maar jy weet, die kind is nie volwasse of so, en kan nie vir homself, weet, daai tipe ding. So, dis maar iets wat 'n mens tydjie nalaat, né? Ja, en hulle word baie keer, soos wat jy sê, dismiss, nê, van ons kan nou nie eintlik glo wat hierdie een sê nie, want hy is intellektueel beperk of intellektueel gestremd. En tog is hierdie 'n geleentheid om hulle in 'n veilige omgewing te kry en dan hierdie assessering te doen om vas te stel wat die trauma is waardeur hulle is. So ja, dit is baie interessant, maar dit is absoluut iets wat 'n mens ook kan oorweeg, is om hulle ook te bereik deur hierdie diens wat ons lewer.
Sosio-emosionele assessering word ook maar gedoen deur ons kundiges. Baie keer sal die forensiese maatskaplike werkers aanbeveel dat hulle eers 'n sosio-emosionele assessering doen op die kind om vas te stel wat is die kind se sosio-emosionele ervaring om groei en struikelblokke wat mag voorkom uit te wys. Ons noem dit baie keer ook 'n persoonlikheidsassessering. En dan, gewoonlik in die sosio-emosionele assessering, want dit gaan oor die kind se onmiddellike omgewing, wat sy belewenis is van sy onmiddellike omgewing, wat sy emosionele, wat sy emosionele impak dit op die kind het. En uit die sosio-emosionele assessering sal daar geïdentifiseer word dat daar kommerwekkende aspekte is, soos moontlike mishandeling of verwaarlosing. En dan loop dit oor na forensiese assessering en 'n verslag. So hierdie is baie keer goed ook in geval van 'n egskeiding, waar daar bepaal moet word wat gaan nou in hierdie kind se beste belang wees, om toesig en beheer aan mamma of aan pappa te gee. En dan word die kind binne sy onmiddellike omgewing, saam met pappa en saam met mamma dan afsonderlik geassesseer om te bepaal wat is in die beste belang van die kind. So dit is ook 'n redelik bekende diens wat ons lewer. Die howe gebruik hierdie verslag baie effektief om ook hulle aanbevelings te maak ten opsigte van sake. En dan dieselfde geld hier as vir forensiese assesserings, daar word 'n verslag saamgestel met bevindinge en daai maatskaplike werker tree dan ook op as 'n deskundige getuie in die hof, wat dan die hof se beslissing ondersteun. En ja, baie keer gebruik ons ook hierdie sosio-emosionele assessering om 'n behandelingsprogram op te stel vir 'n kind. Om te sê, hierdie aspekte wegkommer, en dit is die plan van behandeling om hierdie areas dan nou aan te spreek weer in 'n terapeutiese opset met berading. So dis ons sosio-emosionele assessering, is bietjie minder intens as ons forensiese assessering, maar die twee loop redelik hand aan hand en dit word dan ook gedoen deur ons diensverskaffers wat die forensiese assesserings dan behartig. Okay, as daar nie vrae is, kan ons maar aanbeweeg. Dan dienste aan bejaardes. Dis 'n diens waaroor ons baie opgewonde is. Alhoewel hy ook nog die gemeenskappe en gemeentes moet bereik. Ons het vasgestel dat dit soms 'n groot behoefte is van kinders of familielede wat in ander dorpe of provinsies of selfs lande sit, wat bekommerd is oor hulle bejaarde familielid of hulle bejaarde ma en pa, en geen manier het om vas te stel hoe dit werklik met hulle gaan nie. En toe het ons besluit op hierdie diens waar ons welstand besoek, ons noem dit wellness checks, te doen aan die bejaarde persone, wat dan verskillende pakkette behels. Daar's onder andere 'n pakket waar jy 1 keer 'n maand 'n besoek aflê aan die bejaarde persoon en dan in 'n kort verslagvormpie terugvoer gee aan die gesinslid wat jou genader het. Dan is daar 'n pakket waar jy byvoorbeeld 2 weekliks 'n welstandsbesoek doen aan die bejaarde, selfde terugvoer gee en dan weekliks ook. So dis 'n diens wat stadig maar seker aandag kry in ons gemeentes en gemeenskappe, wat ek dink soveel potensiaal vir groei het, aangesien dit ook 'n realiteit is. Andries, jy het nou genoem van ons gestremdes wat baie keer agterweeg gelaat word, en ek voel nogals dieselfde oor bejaardes. Mense ervaar dat hulle in hulle laaste fase is van hulle lewe en daar word van hulle vergeet, maar die behoefte is tog daar. En buiten die feit dat jy 'n oogie hou oor die welstand van die bejaarde, is dit ook vir daardie bejaarde persoon lekker om darm so 1 keer 'n maand
2 weekliks of 1 keer 'n week 'n besoeker te kry om net te hoor hoe gaan dit. En dan terugvoer aan die familie te gee hoe dit werklik gaan, aangesien jy 'n in-persoon kontak met daai bejaarde persoon gehad het. Meestal is dit maar kinders, baie keer is dit broers en susters van die bejaardes wat uitreik. Te huise vir bejaardes en naasbestaandes, ander naasbestaandes, nader ons organisasie ook. En hierdie dienste sluit ook in aansoeke vir plasing in te huise vir bejaardes. Hulle het gewoonlik so 'n standaard aansoekvormpie wat deur 'n maatskaplike werker voltooi moet word. So daai diens kan ook gelewer word wat in hierdie kategorie val en dan ons welstand besoeke. So ja, ek is baie opgewonde oor hierdie diens. Daar is van ons etlike kantore wat al hierdie dienste gelewer het. Albei wat die aansoek om opnamevormpies voltooi het en ook welstandsbesoeke gedoen het wat baie positiewe resultate gehad het, want dit gee regtig gemoedsrus vir familie om op skrif daarom te sien hoe dit met hulle familielid gaan, waar hulle nie direkte kontak het nie. Is daar enige vrae oor ons dienste aan bejaardes? Dis nou ongelukkige diens wat nie aanlyn gelewer kan word nie, omdat dit juis gaan oor die in-persoon kontak met die bejaarde. Om vas te stel ook hoe lyk hulle omgewing, lyk hulle versorging, is hulle nog in staat om hulle self te versorg, moet jy 'n aanbeveling maak dat die bejaarde byvoorbeeld maar opgeneem moet word in 'n huis vir bejaardes, is daar ander moontlikhede wat ons kan oorweeg om dalk 'n versorger te kry as die bejaarde nog in hulle eie huis bly. So daar's baie aspekte wat 'n mens hier in oorweging moet bring en dit is hoekom dit 'n in-persoon diens is en nie 'n aanlyn diens is wat gelewer kan word nie. Om basies terugvoer te gee aan naasbestaandes kan beslis ook in 'n Zoom sessie gebeur. Indien die persoon dalk bietjie meer inligting soek op grond van die terugvoer wat jy skriftelik vir hulle gegee het, dit is 'n moontlikheid, maar die direkte diens aan die bejaarde sal dan in persoon geskied. Nicolien, Ja, Dr. Martin. ek weet nie of net ek en Andries vrae het of oplet en of die ander nou volleerd is nie. Ek wonder maar net rondom gemeentes, hierdie diens rondom bejaardes, die tendens is dat ons 'n ouer wordende gemeenskap en 'n ouer wordende kerk is. En dikwels ervaar ek die uitdaging dat mense is huiwerig om opgeneem te word in 'n tehuis vir bejaardes. So mense byt vas totdat hulle baie oud is en dikwels verwaarloos word. En ek weet dit gaan oor kostes ook, nie almal kan 'n ouer huis bekostig nie. Maar in watter mate kan 'n mens nie maar van raad se kant af of kan 'n gemeente julle kontak en sê kom praat 'n bietjie op 'n Sondag met ons oor bejaardesorg en begelei bietjie mense om, ek wil amper sê, gereed te kom. Watter fase is jy van jou proses en wanneer moet jy nou opgeneem word? Dis my een vraag, kan julle gemeentes op hierdie manier, sê net maar ons gemeente kontak julle, sal julle dit kan kom doen hierso in Delmas? En dan die ander ding is rondom tuisversorging, ek weet, dis iets anderster, ek weet nie of daai skuifie dalk ook kom nie, ek weet daar is ook sulke kursusse wat aangebied word, omdat bejaardesorg so baie duur is, en daar kan jy daaroor net ietsie sê, ek weet nie of dit deel van julle werk ook is, of kan word, rondom tuisversorging nie, want dis iets wat ek dink ook vorentoe op ons tafel gaan kom. Dankie Nicolien. Dankie Dr. Martin. Nee, absoluut. Ek was geneig om saam met predikante uit te gaan na bejaarde lidmate toe om hierdie gesprekke te gaan voer en dit was nog nooit maklik nie. Ek was nog nooit in 'n situasie waar 'n bejaarde net sommer self ingestem het om aan te beweeg na 'n huis vir bejaardes nie. Ek dink dis 'n ongelooflike brede deel van ons lewe is om
om te besef dat jy nou afhanklik is. Jy verloor half jou menswaardigheid en 'n mens moet dit so baie mooi hanteer. So absoluut, ek wil julle uitnooi regtig, die maatskaplike werkers. Hulle benader ook die bejaardes baie mooi. Ja, ons is gefokus op kinderbeskermingsdienste, maar ons is opgelei om hierdie omgeewerk te doen. So, hulle is ook in staat om dan nou hierdie gesprekke met bejaardes te hê. En absoluut, ek dink inligtingssessies of bewusmakingssessies in gemeentes is definitief iets wat ons kan oorweeg. Ons kan selfs van ons kollegas van die tehuise kry om saam met ons so 'n sessie aan te bied, wat baie positief sal wees. Dr. Martin, jy het genoem van tuisversorging en ek stem saam daar. Baie van ons ouer tehuise moet 'n sekere hoeveelheid plekke hê vir staatspasiënte, kan ek nou maar sê. Maar nou weet ons wat die realiteit is met befondsing en hulle kry net so geweldig finansiëel swaar. Maar hulle is ook maar nie verseker van befondsing nie, omdat hulle befondsing ook kry by Departement Maatskaplike Ontwikkeling. En dit maak 'n mens bekommerd van wat gaan in die toekoms gebeur, want dit is 'n ongelooflike dierdiens, is tuise vir bejaardes. En daar stem ek saam dat tuisversorging, dink ek, gaan 'n groter realiteit word en ons gaan moet begin fokus op dienste wat ons kan lewer. Op hierdie stadium fokus ons nog nie regtig so op tuisversorging nie, alhoewel ons naasbestaandes in kontak bring met moontlikhede, soos tuisversorgers. Daar is maatskappye waar daar tuisversorgers geregistreer word, wat 'n mens daarom nou met gemoedsrus dan nou kan aanbeveel vir 'n gesin, maar is definitief iets wat ek in gedagte sal hou, is om bietjie navorsing te doen rondom dienste aan bejaardes en dan veral met die fokus op tuisversorging. Maar ja, weer eens, ek dink dit sal wonderlik wees as 'n mens kan begin by ons gemeentes en net bietjie bewusmaking te doen, want hulle byt ongelooflik vas, maar ten koste van hulle self op die ouend van die dag. So dis 'n baie sensitiewe diens, wat 'n mens baie mooi moet lewer, maar ons is gerad om hierdie diens te lewer. Lien, Dr. Martin duidelik daai vraag gevra, want hy wil hê jy moet met my praat. Ons kan dalk 'n 1-tot-1 sessie reël, dat ons maar hierdie bal aan die rol kry, hoor? Nee, ons moet 'n groep vir Andries vat, hy is 'n moeilike customer. Ek wil dalk net so vinnig sê oor daai tuisversorging. ADV was in laas jaar betrokke geweest by die Afrikaanse opleiding vir tuisversorgers in die ring van Magali met 'n groot erflating gekry wat ons aan gang kry vir fondse om mense op te lei. Maar die ding wat ek wil by uitkom, ek het vandag Dominee Gerard Stols vir my 'n WhatsApp gestuur wat hy gesê van iemand wat hy dit vir my aangestuur. Dit vra dis ding wat uit oor see uitkom, 'n konsep van companion, waar 'n dimensiepersoon, ek lees nou maar wat hier staan, 'n paar keer 'n week besoek word deur 'n dimensie-opgeleide persoon wat net 'n informele kuiertjie of eenvoudige aktiwiteit insluit volgens die individu se behoefte. Dit is 'n kort, wil ek net sê, dis nou alweer 'n nuwe vorm of 'n nuwe vlak vir bejaardes, omdat versorging in tuise ontsettend duur is. Mens, dis regtig waar. Die gemiddelde persoon kan dit nie meer bekostig. Word hierdie aanvraag om bejaardes wat nog tog 'n bietjie onafhanklik kan wees, maar ek lees nou in daai WhatsApp dat dit lyk my dit raak ook nou 'n bietjie erger, dat dit gaan na die 'n meer intense vorm van by die huise net gaan kyk hoe gaan dit met die mense. So daar's 'n nuwe vlak wat ons ook alweer sal moet na kyk. Ja, absoluut.
Dan kan ons aanbeweeg na die volgende skyfie. Herkomsnavraag loop hand aan hand met ons aannemings en dit behels die opsporing van biologiese ouers of 'n aangenome kind, wanneer die kontak in die individu se belang is. Dis baie belangrik. En dit behels dan ook die fasilitering van die eerste kontak. So wat hierdie diens behels is dat baie van ons veral die biologiese kinders sal op 'n stadium, en dis baie interessant, op 'n stadium van volwassenheid het hulle 'n behoefte om hulle biologiese ouers op te spoor as hulle aangeneem is. En ek dink is baie keer net om tot verhaal te kom en om onbeantwoorde vrae aan die ouers te stel, en baie keer ook waar die aanneemouers dan nou wegval en die behoefte ontstaan om dan nou te probeer om hulle biologiese ouers op te spoor. So daar help ons dan nou, dit is ook 'n hele proses, want soos wat ek sê, gewoonlik gebeur hierdie in volwassenheid, so dan praat jy van aannemings wat baie keer 50 jaar terug plaasgevind het, en dis nie altyd so maklik om daai inligting op te spoor nie, maar ons probeer ons bes. 'n positiewe ding is dat ek darm 'n redelike kontak het by die registrateur van aannemings, waarheen alle aannemings wat gefinaliseer is, moet geregistreer word by die registrateur van aannemings hier in Pretoria, is die Nasionale Departement Maatskaplike Ontwikkeling kantoor, voordat die dokument aan die aanneemouers gegee word om die kind dan op hulle naam en van te registreer. So dis 'n baie goeie beginpunt, is om dan 'n kontak te maak, veral met aannemings wat jare terug plaasgevind het, om dan daai inligting te probeer opspoor. Jy kry toestemming dan van die betrokke partye om namens hulle die inligting in te win, en dan gee ons die inligting wat ons kan vind, en dan begin die proses. Ons het sosiale media nou, wat baie keer 'n groot pyn kan wees, maar wat regtig baie help met hierdie herkomsnavraag, want as ons volle name van en 'n geboortedatum of 'n ID-nommer het van 'n persoon, kan ons redelik navorsing doen op sosiale media om daardie persoon te probeer opspoor, en dan ook, indien ons die persoon opspoor, is om eers te kontak te maak en te vra, hoe gaan jy daaroor voel as jou biologiese ma met jou kontak maak, of as jou biologiese kind met jou kontak maak. Dis hoekom dit vir my hier belangrik is, en ek genoem het, dat indien dit in die individu se beste belang is, want dis twee partye, dis nie net een nie, en albei se gevoelens moet in ag geneem word. So ons is daar betrokke totdat daar gemaklike kontak dan is, en dat die partye dan nou op hulle eie hierdie kontak kan bewerkstellig en in kontak met mekaar kan bly. Andries, ek sien daar's ook 'n tikfoutjie. Nee, hy's reg, ekskuus. Ek kyk nou al oor mekaar. So dit is ook 'n diens wat nogals die laaste tyd baie verwys word, en dit is vir my interessant dat daar die behoefte nou so groot word. Ons kantore ook, volgens wet mag ons glad nie aanneem leers vernietig nie. So die kantore moet hulle aannemingsleers wat hulle gedoen, aannemings wat hulle gedoen het in hulle kantoor hou, of ons het ook 'n stelsel wat ons gebruik in hierdie geval. So aannemings wat nie so lank terug plaasgevind het nie, behoort nog by die spesifieke kantoor wat die diens gelewer het te wees, in hulle kabinette of argiewe, maar soos wat ek sê, 'n goeie hulpbron is die registrateur van aannemings, omdat ons weet dat alle aannemings deur hulle geregistreer word. So ja, dit is ons herkomsnavraagdiens wat ons dan nou lewer, om te help met die opsporing van biologiese kinders of biologiese ouers in die geval van 'n aangenome kind.
Dankie Andries, ek weet nie of daar vrae is rondom dit nie. En dit is basies ons dienste. Ons identifiseer dienste soos wat ons werksaamhede doen van dag tot dag. Daar's baie keer dienste wat ons glad nie van bewus was wat ons kan lewer nie, en dan maak 'n maatskaplike werker kontak en sal sê dat daar 'n persoon uitgereik het vir die spesifieke diens, en dan oorweeg ons dit. So ons is regtig oop vir voorstelle, en ek wil vir julle ook uitnooi, as daar 'n diens is waaraan julle kan dink, soos wat vanaand reeds gebeur het deur Dr. Martin en Andries wat voorstelle gemaak het. Maak kontak met ons sodat ons ondersoek kan instel, bietjie navorsing kan doen, en dan nou bepaal of ons gerad is om hierdie spesifieke diens te lewer. Soos wat ek sê, ons leer ook nog elke dag, en baie keer kom daar geleenthede op ons pad wat ons laat oorweeg of ons die spesifieke diens as deel van ons dienste kan bemark en kan doen. So weer eens, ek nooi julle uit, en julle is meer as welkom. Hier is ook 'n opsommingkie, dis nou meer in Engels op ons webbladsy van alles wat ek bespreek het vanaand, wat gedink het van toepassing is op die spesifieke groep. So julle is welkom om ook op ons webbladsy te gaan loer. Weer eens na die dienste wat ons lewer in die verband. Dankie Andries, en dan wil ons graag ook 'n melding maak is ons webinars. So ons is baie bekend vir ons webinars. Ongelukkig op hierdie stadium is dit baie gefokus nog op maatskaplike werkers en hulpwerkers, maar ons is in die proses om dit uit te brei, en dan ook ons kinder- en jeugsorgwerkers, onderwysers, beraders, arbeidsterapeute en spraakterapeute in te sluit. Ons is in proses om navorsing te doen ten opsigte van dit. Ons bied dan ook CPD-punte waarvoor ons aansoek doen. CPD-punte staan vir Continuous Professional Development. Maar as maatskaplike werkers moet jy 'n sekere hoeveelheid CPD-punte per jaar bymekaar maak, as deel van jou registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe. Hierdie is 'n lys van ons webinars wat ons dan nou aanbied gedurende die jaar. Ons is klaar met die eerste een se bemarking, en hy gaan nou die 19de plaasvind. Ons is baie opgewonde, maar ons nooi almal uit. Hierdie webinars is regtig oop vir enige persoon, of jy nou 'n mamma of pappa, onderwyser, maatskaplike werker, hulpwerker is, en jy wil hierdie webinars bywoon. Dis regtig bekostigbaar. Ons sprekers is kenners op hulle gebiede, wat regtig dit die moeite werd maak om in te skakel. Dit word aktief bemark. Die webbladsy se skakel waar jy kan registreer vir hierdie dienste word ook gedeel tydens ons bemarking. So julle is meer as welkom om ook te registreer vir hierdie webinars. En as julle enige navrae het, dalk wil julle meer uitvind oor 'n spesifieke tema en of dit regtig die moeite werd vir jou gaan wees om dit by te woon, is julle ook meer as welkom om met my kontak te maak of met een van die maatskaplike werkers. En ons kan vir julle help met die registrasieproses ook. Dit is baie interessante temas wat ons identifiseer het. So asseblief oorweeg dit, en as julle in julle kringe ook persone het wat kan baat hierby, verwys tog vir hulle na ons webbladsy, sodat hulle dan gebruik kan maak vir hierdie geleentheid. Dankie Andries. Ek weet nie of jy enige vrae het ten opsigte van ons webinars wat ons aanbied nie. Niks vra nie, en dit is 'n hele mondvol van my af. Dit is omtrent baie inligting, en ek wil julle regtig uitnooi om kontak te maak as julle enige vrae het. Dit is vir my belangrik dat mense hierdie dienste verstaan, en ons almal kom in kontak met individue in nood.
Ons lewe in 'n brede wêreld en ongelukkig dink ek word ons almal blootgestel. In die verlede kon 'n mens half nog bietjie weggeskerm met van hierdie goed, maar nou is dit realiteit. Dit is meer in 'n mens se gesig. Ons sien wat gaan op strate aan, ons sien wat gaan in skole aan, ons sien dat die behoefte net groter en groter word. En op die ou end van die dag gaan dit regtig, ja, vir Rata gaan dit om te oorleef op die ou end van die dag, om nog hierdie dienste vir baie jare te kan lewer, maar op die ou end van die dag gaan dit om ons missie uit te leef, om mense van gebrokenheid na heelheid te lei. En dit is ons fokuspunt. En daarom wil ek afsluit regtig om weer te sê dat ons nooit 'n persoon in nood, 'n kind in nood, 'n individu of 'n gesin in nood sal wegwys omdat hulle nie fondse het om vir 'n diens te betaal nie. Ons motivering bly nog steeds om maatskaplike hulp te verleen aan mense wat dit nodig het. So ek nooi julle uit, as julle weet van 'n kind of 'n gesin in nood, meld dit aan. As dit nie ons is wat 'n diens gaan lewer nie, sal ons vir julle kan verwys na die regte organisasie of departement toe wat dienste lewer aan daai spesifieke woongebied. Maar hulp verleen sal ons hulp verleen, want dit is ons passie en ons probeer dit regtig nog uitleef aan ons kosbare gemeenskappe en veral ons gesinne en kinders in nood. So dit is van my kant af. Julle is welkom, daar's nog geleentheid vir vrae, maar anders gaan ek oorgee aan Andries en aan Dr. Morten om dan die afsluiting te doen as daar nie verdere vrae is ten opsigte van die aanbieding nie. Lien, baie dankie vir jou aanbieding vanaand. Mens sal verseker nog vir baie ure hieroor gepraat het en dat se mense betrokke raak met die barmhartigheidswerk van die kerk, maar ook hierdie deel van die barmhartigheid van die werk van die kerk. Dan word dit deel van die lewe en daarvoor het mense groot dankbaarheid dat mense dit kan doen, maar ook 'n groot dankbaarheid vir mense soos jy en die maatskaplike werkers en ook hulle wat agter die skerms werk om en ek het dit op 'n ander geleentheid gesê, ek sê dit mag vanaand weer om uit die chaos van ons gemeenskappe uit rustigheid te bring. Ek dink dis wat die maatskaplike werk doen en ons is groot dankbaarheid daarvoor. Voordat ek vir Dr. Martin van afgesluit, ek sal onthou daar in die begin met ons agenda het ons gesê, as daar vrae is, en dit lyk my nie, Nicolien, jy bied baie goed aan. Want goeie aanbieder het nooit vrae aan die einde. So, maar Ek weet nie van dit nie, hoor, ek het dalk almal slaap gepraat. ek die chat to Dr. en hier op die ene sê die mense baie dankie, wat baie inspirerend en baie interessant geweest. So, Baie dankie vir die geleentheid. Ek het dit geniet om met julle te gesels en dis regtig meer as bereid as daar van die gemeentes ook wil hê dat ons 'n inligtingssessie moet aanbied. Aan die gemeentelede is ons meer as bereid om dit te doen. Dankie Nicolien. Dr. Martin, jy die laaste woord. Baie dankie Andries, Nicolien, baie dankie. Ek wil dankie sê vir julle moeite met hierdie webinar, Nicolien, om bietjie die kerk en die breër gemeenskap bewus te maak, in te lig aan die dienste wat ons bied by Rata. Julle het klaar gesê, ons leef in 'n wêreld wat baie die mekaar is, en dan is dit goed om te weet, daar is 'n plek waar ons kan hulp gaan soek. Ek dink maar altyd, ons onthou nie altyd al die goeders nie, maar ons onthou as daar moeilikheid is, om vir Rata te kontak. En ek dink dis wat saak maak ook. So al kan u nie iewers vanaand ingeskakel het, nie alles onthou nie, onthou maar net, as daar enige moeilikheid is, kontak vir Rata of die ADV, en ons kan u verwys na iemand wat kan help. Daar's altyd iemand wat kan help. Nicolien, baie dankie, en baie sterkte vir jou werk by Rata,
vir die mooi leiding wat jy vat, inisiatief. Jy's al 'n jaar by Rata hoofkantoor en dankie vir die vars bries wat jy vir ons bring daarso ook. Dan bid vir jou ook seën toe, ook op jou pad vorentoe. Andries, vir jou baie dankie ook. Jy's altyd in beheer van al die knoppies. Dankie vir jou moeite met al die goeders om ons in kontak te bring met die kuberruimte en ook dat ons by die huis kan deelneem aan die aktiwiteite. Ook vir jou dankie Andries vir die werksaamhede. En dan dankie vir almal wat ingeskakel het vanaand oor die breë spektrum van ons land en ook uit verskillende beroepe, professies en belangstelling ook. Dankie ook vir julle. En vir elkeen van u bid ons ook daar waar u werksaam is, seën toe en mag u ook 'n verskil maak. Onthou maar net, dis nie net die maatskaplike werkers en die psigiaters en sielkundiges wat 'n verskil maak nie. Dis ook gewone mense, soos ons almal, wat daar op die straat 'n hand uitreik of waar ook al iemand stil staan en hulp aanbied. Dis julle ook wat saam met ons ander ook 'n verskil maak. So dankie ook vir julle tyd en ook vir julle eie roeping. Ek bid vir julle ook seën toe. En dan gaan ek ons met 'n gebed afsluit en dan bid ons vir almal 'n goeie nagrus toe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook vanaand op hierdie manier ook kon hoor en kon leer. Here, van al die verskillende moontlikhede om die lewensuitdagings te hanteer. Daar's inderdaad, Here, 'n groot gebroke wêreld daar buitekant met baie uitdagings. Here, ons bid ook dat U elkeen wat seer het, wat nood het, wat gebroken is, sal help. Maar dankie Here ook vir al die hulpverleners. Ek bid mag ons ook mekaar help van gebrokenheid na heelheid. Mag ons ook altyd iemand wees vir iemand wat niemand het nie. Ons bid Here vir die maatskaplike werkers. Ons bid vir hulle Here wat hierdie ekstra myl stap saam met iemand wat nood het. Maar Here, hulle wat jonk is, ons kinders, ons ouers, ons grootouers, gebroke families, vir elkeen bid ons genade toe. Skenk ons 'n goeie nagrus, Here, en 'n nuwe oggend, 'n nuwe dag, weer môreoggend ook. Dit bid ons in Christus se naam. Amen. Martin, Baie dankie. Dankie Andries. ek wil dalk net sê, ek sal die opname behoort teen Vrydag klaar, soos na se woord, jy moet hom eers verwerk word. Dan sal ek dit beskikbaar stel saam met die skyfies, omdat die skakels wat hierop is, vir mense dan gebruik, dan moet hulle nie te gaan soek na die goed nie. So as ek jou e-posadres het, dan gaan ek vir jou kan aanstuur. Nie jou e-posadres het nie, laat nou jou e-posadres vir my in die chatbox, en dan sorg ek dat jy die opname en die aanbieding ontvang. Baie dankie Dr. Martin, baie dankie Nicolien, rustige dag vir almal.